Ons teksgedeelte vir vanoggend is uit Johannes 15, vers 1 tot vers 9. Kom ons lees daar saam. Ek lees vir ons in die Afrikaanse 2020 vertaling. Ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. Elke loot aan my wat nie vrug dra nie, sny hy weg. Maar elkeen wat vrug dra, snoei hy skoon. Nou, daar's 'n paar woorde wat uitstaan as jy hierdie gedeelte lees. As jy net daarna luister en jy let nie heeltemal op nie, gaan daar nog steeds. En dit is die woord bly. In Engels die woord remain en dit kom 8 keer dan nou in hierdie 9 verse voor. En dan die woord vrug, om vrug te dra, kom 5 keer dan voor in hierdie gedeelte. Maar nou wil ek net sê, hierdie is so 'n bietjie soos om te kom en het dit al ooit met jou gebeur en iemand gee vir jou 'n kamera en hulle wil hê jy moet na iets kyk, maar die kamera is verskriklik ver ingezoom. En nou kan jy dit eintlik nie mooi raak sien nie. Of iemand gee vir jou 'n foto om na te kyk en is ver ingezoom. So jy moet baie keer eers 'n bietjie uitzoom en dan moet jy die ding soek waarna jy wil kyk en dan weer inzoom. Ek wil net gou hê ons moet stop voordat ons verder gaan met die teks. Jy's julle maar hierdie ding maak vir my moeilikheid vandag. Kan julle hy breek op, nee, dis nie net ek wat dit hoor nie, nee. So ek's nog alright. Kom ons kyk as ek my baadjie uittrek, miskien hakkie baadjie teen hom. Maar ek dink dit my baadjie kom al, sorry Renan. Goed. Ons gee dit 'n go. So ek wil hê ons moet 'n oomblik uitzoom en ons twee goed wat ek op wil uitzoom voordat ek weer terugkom. So ons begin eintlik waar ons eindig en dan gaan ons weer terugloop na dit toe. Die eerste ding waarop ek wil uitzoom is hoe dit gekom het dat ek vandag oor hierdie teksgedeelte met julle praat en daaroor preek. So in die begin van die jaar, Johannes 15, hierdie eerste gedeelte nogals baie aan my, ek wil sê gekarring, of die Here het die hele tyd in my gedagtes geplaas en herhalend het ek weer teruggekom na dit toe en die gedagte van om te bly en om vrug te dra en om net te wees in die Here het ongelooflik tot my gespreek op 'n persoonlike vlak. Toe het ons 26 Januarie en ek weet daar's van julle wat hier was, 'n onderwysersimposium gehad met 350 onderwysers wat hier was en wonderlike geleentheid as gemeente om in hulle in te bou en ek het toe die geleentheid gehad om 'n geestelike gedeelte van die sessie te kan deel en toe is dit Johannes 15 vers 1 tot 8 dan nou wat nogal sterk op my hart gelê het steeds en ek kon daaroor praat en nou dink jy ag jy's lekker dominee nou het jy net daai preek weer herhaal vir ons vandag maar dis regtig nie die geval nie. So as jy daar was sal jy weet hierdie is nie dieselfde nie. En so het dit aangehou tot my spreek en daai Woensdag was dit stilword diens gehad en hier was 10 mense wat dit bygewoon het en dit was steeds Johannes 15 dat so half net dit hou aan my te karring en ek kry half nie dit afgeskit nie. En ek het in die tussentyd gepreek en gedink, okay, ek gaan nie oor Johannes 15 preek nie want come on, dit is net dis cheating, verstaan jy? Ek het nou al 'n seminaar daaroor aangebied of jy weet 'n simposium aangebied, 'n stuk daarvan. Ek het nou al 'n stilworddiens daar gedoen, so ek gaan oor iets anders preek. Maar in die tussentyd het ek in die eerste week van Februarie het ek die geleentheid gehad om 'n jeugweek by
Oakdale te gaan aanbied. Nou die jeugweek het nie oor Johannes 15 gegaan nie, so laat ek net eers dit sê asseblief. Maar die maandag kom ek al aan. Die oggend het ek 'n saalopening gedoen en deur die dag in my stilte tyd, ek het iets anders voorberei uit Romeine uit, maar in my stilte tyd het ek nog steeds by Johannes 15 stil gestaan. En dit was ek dink die 1 Februarie of 2 Februarie maandag toe gaan draf ek. En hierdie teks sit vars hier in my kop. En soos ek draf ek verby 'n kerk en toe sien ek die volgende dan nou by hierdie kerk met bordkruit aan die buitekant opgeskryf. Dis die Bride Reborn gemeente. Ek weet nie wat se denominasie dit is nie, maar ek net so 'n bietjie inzoom vir julle. Toe is hierdie nou geskryf daar, jy weet, dink jy die Here wil jou 'n teken gee? Toe het dit nou nog so 'n bietjie aangegaan. En toe het dan nog iets gebeur en toe in die laaste week, toe kry ek toe het Natie vir my iets gevra oor of ken ek die persoon wat hierdie boodskap gestuur het. En toe stuur hy 'n voice note van iemand wat 'n boodskap oor Johannes 15 aangestuur het. En toe sê ek soos okay, kom ons doen dit weer, dis reg Here. Doen weer Johannes 15. Dis waarvoor ons vandag hier is. So net dat julle weet, dis 'n bietjie die uitzoom backstory van hoe ons hier gekom het waar ons vandag is. Maar nou wil ek ook die teksgedeelte vat en 'n oomblik op hom uitzoom, want as jy net hom vat in dit inpas. Want Johannes 15 is eintlik deel van 'n groter eenheid in Johannes. En dit is Johannes 13 tot 17. En Johannes 13 tot 17 word beskou as die hart van die Johannes Evangelie. 1 tot 12 het gegaan oor Jesus se publieke bediening. Dit wat hy vir mense geleer het, die wonderwerke wat hy met die disippels die aand voor sy kruisiging. So as jy dit gaan lees, dan sal jy sien 13 begin by is voor die ete en dan 18 vers 1 word Jesus gevange geneem. En ek wil hê jy moet jou oomblik indink dat Jesus weet presies wat nou met hom gaan gebeur. So hy het hierdie 5 hoofstukke se tyd om die belangrikste goed aan sy disippels oor te dra. Sy laaste toespraak, sy laaste lering, as ek dit so kan stel. En wat besonder is dit begin met hierdie verhaal van voete was en 'n nuwe gebod wat ons ontvang om mekaar lief te hê soos hy ons liefgehad het. Julle sal sien van die kragtigste gedeeltes in die Bybel wat jy dalk ken, kom in hierdie 5 hoofstukke voor. Hoofstuk 14 sê Jesus dat hy vir ons plek gereed maak. Hy sê hy is die weg, die waarheid en die lewe en hy beloof dat hy die Heilige Gees gaan stuur. Hy gaan ons nie alleen los nie. Dan in Johannes 15 het ons hierdie verhaal van die ware wingerdstok. In Johannes 16 sê Jesus die Gees van waarheid sal kom, ons lei in alle waarheid. En dan sit daai wonderlike gedeelte wat hy sê, julle gaan dit moeilik hê in die wêreld, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Wonderlik. En dan Johannes 17 sluit af met wat hulle noem die hoë priesterlike gebed van Jesus. Waar ons 'n binne kyk het, half kan afloer amper hoe dit klink as Jesus met die Vader praat. En vir daai hoofstukkies, julle moet hierdie hele stuk eintlik gaan lees. Stefanus, jy het laasweek nog ons vir ons baie leeswerk gegee uit Daniël. Nou kom ek nou met Johannes nou nog ook, maar julle moet maar dit lees. Want in Johannes 17 bid Jesus vir sy disippels, maar dan staan 'n vers wat hy sê, maar nie net vir hulle nie, maar ook hulle wat deur hulle woorde tot geloof sal kom. En dis ons. So as jy wil weet wat is die gebed wat Jesus vir jou gebid het, ek wil amper sê op die naam, hy het vir jou gebid in Johannes 17. En hy het onder andere gebid dat jy bewaar sal word. Hy het gebid dat jy een sal wees met hom en met die Vader. Hy het gebid dat jy in liefde sal leef. Gaan lees daai gebed in Johannes 17, dit is wat Jesus vir jou bid.
Maar nou julle, kom ons zoom nou net so, nou kan ons bietjie nader kom en ek het iets besonders toe nou in hierdie teksgedeeltes raak gelees die laaste week, is dat Johannes 13 is dan nou die begin van die gedeelte, Johannes 17 is die einde en Johannes 15 is soort van daar in die middel. En nou wil ek vir julle wys wat is die eerste vers, die laaste vers en die middelste vers. So die eerste vers staan daar, hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. So Johannes 13 vers 1 praat van 'n intense liefde wat Jesus het vir sy disippels. Die 20 vertaling en ander vertaling sê hy het hulle tot die einde toe liefgehad. Nou albei hierdie vertalingsmoontlikhede is geldig en eintlik is albei toepaslik. Hy het hulle end uit liefgehad, maar hy het hulle intens liefgehad. En dis ons. En dan begin hy eintlik uitdrukking gee aan die liefde. So hierdie uiterste liefde wys hy dan deur die was van voete. En hy begin wys wat gaan moet gebeur met hom aan die kruis. En dan die heel laaste vers, die einde van die gebed in Johannes 17, bid Jesus sodat die liefde wat U aan my bewys het in hulle kan wees en ek ook in hulle. So dit begin met Jesus se intense liefde vir sy disippels. Dit eindig met Jesus wat 'n gebed bid vir die disippels dat die liefde wat die Vader aan Jesus bewys ook in ons kan wees. En toe gaan doen ek nou iets vreemds en dit is nie heeltemal, ek wil sê teologies korrek nie. So ek het die verse getel in hierdie 5 verse. En nou wil ek net sê, so ek meen hierdie is nou een van daai goed wat net vir my, dit het my nou opgeval in hierdie situasie. Verskriklik interessant. So die Bybel is eers hier in die 16de eeu in hoofstukke en verse opgedeel. So wat ek nou met jou gaan deel is nie Bybels wetenskaplik nie. Dis bloot 'n interessante fonds wat ek gemaak het soos wat ek met die teks gewerk het. Maar hierdie 5 hoofstukke, 13, 14, 15, 16 en 17, is 155 verse. As jy dit deur 2 deel, dan het jy 77,5. En die 77,5 beteken, ons gaan nie mooi op 'n vers eindig nie, maar dis Johannes 15 vers 8 en vers 9, is met ander woorde die middelste vers van hierdie groot blok in Johannes. En hierdie is wat in vers 9 staan. Net soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. So sien julle wat hier gebeur en hoekom dit belangrik is om uit te zoom. Want wat ons hier sien is 'n intense liefde waarin ons moet bly en wat Jesus in ons wil laat end uitvoer en daarom bid hy dan ook daarvoor. Ek wil dit anders verwoord om te sê dat hierdie 5 hoofstukke gaan eintlik oor om Jesus se liefde te ontvang, om daarin te bly en om dan af te bly om vanuit dit dan te gaan leef. So kom ons gaan terug na waar ons begin het. Die ware wingerdstok. Ons lees van 'n boer, ons lees van 'n wingerdstok, die druiwestok, ons lees van lote, ons lees van vrugdra, ons lees ook van snoei. Dinge wat moeilik is, wat vrug laat voortkom. Maar hier's 3 gedagtes wat ek met jou wil deel. Daar word gesê ons moet in hom bly en ons moet vrug dra, maar daar's 3 aspekte daarvan wat ek dink belangrik is. Eerstens gaan dit oor die ontvangs van sy liefde. En ek gebruik die woord intens daarso. Ek het eintlik klaar iets daarvan gesê. Maar die eerste deel daarvan is om te besef dat die liefde wat Jesus vir jou het, is 'n intense liefde. Ek kry so half hierdie gevoel as ek hierdie hoofstukke lees, as ek Johannes 13 lees, dat dit is asof Jesus hierdie dringendheid in hom het en hierdie intense ervaring in hom het dat hy wil regtig graag vir hulle wys wat dit beteken dat hy hulle liefhet en dat hy wil hê hulle moet in sy liefde bly. Dis amper half asof hy dit nie sterk genoeg kan uitdruk nie. Maar nou die intensiteit van daai liefde, dink gou aan iemand vir wie jy baie lief is. Wat sal jy vir hulle doen? Dink as jy so 'n laaste geleentheid het om met hulle te praat, wat sal jy vir hulle sê? Hoe sal jy jou liefde vir hulle wil bewys as hulle nie dit glo nie? En ek wil amper sê die manier hoe God dit gedoen het deur Jesus om sy liefde se intensiteit te bewys, is deur vir Jesus te laat sterf aan die kruis.
deurdat hy lyding deurgegaan het, sy lewe neergelê het, homself uitgestort het vir ons. Want ons proses om vrug te dra, kan nie begin voordat ons nie hierdie liefde van God ontvang en neem vir onsself nie. Dit is die wingerdstok, is die liefde van Jesus. Nou miskien het jy in jou lewe nog nie daai ervaring gehad nie, iets daarvan beleef nie, en dalk het jy, en jy weet dat as jy het, dan is dit altyd weer iets waaraan jy kan terugdink en weer na kan verwys. Ek dink altyd aan Paulus se Damaskus ervaring en hoe baie hy weer daaroor skryf, jare later, hoe hy weer daaroor getuig, en jy kry die gevoel van iemand wat regtig intens ervaar wat God vir hom gedoen het deur Jesus. En ek sê jou uitnooi om hier te begin, nie by wat jy moet doen nie, nie by vrug nie, maar by ontvangs. Nee, dis immers die eerste plek waarin jy inloop as jy iewers kom, die ontvangs. Is om te begin by die ontvangs van God se huis. En dit is met Christus se liefde wat jou inwag en wat hy oor jou wil uitstort. Hierdie liefde wat aanhou gee en aanhou gee en aanhou gee. En dan kom die opdrag wat ons dan lees in Johannes 15. En dit is om te bly. En die feit dat ons moet bly is gedryf aan die feit dat hierdie intense liefde is 'n konstante liefde. Nou ek moet dit vir jou sê vandag dat daar's nie 'n oomblik in jou lewe, 'n plek waar jy kan gaan, iets wat kan gebeur, waar God se liefde nie nog steeds dieselfde intense liefde gaan wees wat aanhou om na jou toe uitgestort te word nie. Soos wat jy nou hier sit, is die intensiteit van God se liefde vir jou dieselfde as wat dit was die dag toe Jesus aan die kruis gesterf het. En hierdie liefde is altyd daar. Maar die verantwoordelikheid wat ons het is om dan te bly in daardie liefde. En dit is aan die een kant baie eenvoudig, maar aan die ander kant is dit ook nogals uitdagend. Want om te bly in daai liefde beteken dat ek my plan en agenda en my drome moet verruil vir dit wat God vir my lewe wil hê. Om te bly, soos ons hier lees, beteken eintlik om te glo, dit beteken om te vertrou, dit beteken om afhanklik te wees, dit beteken om gehoorsaam te wees. Dit beteken om te laat gaan, dit beteken om te rus. Dit beteken baie keer om op te hou doen en om net te wees in God se teenwoordigheid. Dit beteken om terug te gaan na waar dit begin het. Net dat jy weer kan leer wat dit is waarin jy moet bly. Want die gedeelte in Johannes 15 sê vir ons, sonder my kan julle niks doen nie. Vriende, ons wat hier by mekaar is vandag, moet by mekaar hoor, as hierso staan sonder my kan jy niks doen nie, man, jy kan klomp goed doen, jy kan nie uitgaan en jy kan 'n groot sukses maak van jou besigheid en jy kan selfs gelukkig getroud wees, jy kan 'n klomp great goeders doen, maar jy kan niks doen wat ewigheidswaarde het sonder Jesus nie. Jy kan hier by die kerk rondhardloop en 'n klomp goed mee help en blymoedig lyk in jou hart. Jy kan 'n lang lysie van goeie werke hê, maar jy kan niks doen wat blywende, ewige betekenis het in God se koninkryk sonder Jesus nie. Die gedeelte sê, sonder my kan julle niks doen nie. Nou ek wil graag vir julle 'n kort storie vertel uit my eie lewe wat dit bewys, want wat baie moeilik is ons het nie jy weet met 'n eksperiment het jy mos nou 'n groep en dan 'n kontrolegroep. En die een groep drink die pil en die ander groep drink nie die pil nie en dan kyk ons wat gebeur met hierdie medikasie wat gedrink moet word, werk dit of werk dit nie. Maar ons het nie in ons lewe 'n kontrolegroep van as ek nou hierdie taak so tackle met Jesus, hoe gaan dit wees as ek dit sonder hom tackle? Nou ek het nou so 'n situasie in my eie lewe gehad. Toe ek nog op universiteit was, ek was 'n jeugwerker gewees by 'n gemeente in Bloemfontein. Toe kry ek die kans om 'n hoërskoolkamp aan te bied vir tieners. Super lekker geleentheid en ek was begeesterd geweest. Jy weet, dit is nou hierdie kans om kinders na die Here toe te lei en ek is self nog jonk, hulle noem my nie oom nie. Jy weet, dit is great geweest. Dit so net vol passie, energie en baie gebed. Regtig dit voor die Here kom lê en die Saterdag aand van so 'n hoërskoolkamp is altyd die groot geestelike hoogtepunt en hierdie kinders sit daar almal bymekaar en hulle is nou gereed om te luister. En
Ek het hierdie boodskap uit 1 Konings uit oor Elia wat die vuur kom en die storm kom en die aardbewing kom, maar in dit was die Here nie en toe is daar fluistering in die stilte. Wat maak jy hier, Elia? En ek deel hierdie boodskap en jy kan sien die stilte is daar. Dis 200 kinders, die stilte is daar, die oomblik is daar en ek speel 'n lied en dis stil daar binne en jy hoor so hier iemand 'n sakdoekie uithaal en jy weet daai emosionele moment is daar, hierdie ervaring. En ek gee na die tyd geleentheid die wat wil vorentoe kom om hulle lewens aan die Here oor te gee. En 'n klomp kinders kom en hulle kom en hulle gee hulle lewens. So exciting, so wonderlik. En toe 'n week later het ek weer tienerkamp. Selfde tipe geleentheid, selfde tipe skole, selfde hoeveelheid kinders en ek dink, maar I've got this. Verstaan? Ek het mos nou die boodskap en ek weet dat dit suksesvol gaan wees want ek het mos nou gesien hoe dit werk. Julle en ek gaan en dit is mos dan nie eintlik nodig om weer te bid nie, ons nou klaar gebid daaroor, verstaan jy, dit het mos nou gewerk. So if it ain't broken, why fix it? En ek gaan en ek daag op en dit is so lekker want ek kon nou meer tyd in my akademie spandeer die week want ek moes nou klaar voorberei. Daag daarop, ek bring my intensiteit, bring my boodskap. Daai stilte, waar is die stilte? Hoekom is die stilte nie hier vanaand nie? Wat gaan aan met hierdie kinders? Is dit die kinders van die verkeerde kant van die treinspoor? Wat gaan aan? Jy weet, ek kan nou nie verstaan. En die lied speel en tydens die lied wat speel is net hierdie gekruwel. En aan die einde rig ek die uitnodiging en daar kom niemand vorentoe nie. En ek is soos yes. En julle, dit was 'n life defining oomblik vir my gewees. Want ek het God se ding probeer doen sonder hom. En dis hoekom ek sê dis 'n studie en 'n gevalle studie en 'n kontrolegroep want dit is dieselfde ding. Maar ek het nie gebly in hom nie. En dit het nie vrug gedra nie. En wat dan gebeur is, dan word jy gesnoei. En dis waar die snoei inkom. Dan moet dit seer wees en moeilik wees sodat daar vrug kan wees. En hierdie snoeiproses vir my was verleentheid gewees, mislukking, 'n sin van, jy weet, ek het God in die steek gelaat, ek het mense in die steek gelaat. Dit was die snoeiproses, maar die vrug daarvan was die verstaan dat die manna wat uit die hemel val, wat die Here gegee het vir die Israeliete, moet elke môre nuut wees. Dit kan nie geberre word vir 'n volgende dag nie. So ek kan nie gaan en 'n woord wat die Here gee op 'n sekere tyd en op 'n sekere manier gaan herhaal net so op daai manier nie, want dit is nie vars manna nie. En dit was vir my van daardie dag in my lewe af iets wat vrug gebring het op my bediening, in my lewe en my 'n vertroue steun op God. Want hy is die een wat die krag het en hy is die een wat dit doen. Maar jy moet gesnoei word. Dit moet seer wees om vrug te kan lewer. Dis alles deel van die proses. Om te bly is om te volhard, is om aan te hou. En dan laastens kan ons sê God se liefde is iets wat geleef moet word. Dit dra vrug, dis vrugtevol. En jy sien die vrug is nie 'n ding wat jy kan force nie, jy kan dit nie uitdruk nie, jy kan dit nie forceer nie. Dis die resultaat van om te ontvang en te bly en dan gebeur dit. En dis die vrug wat dit lekker maak. Dis die vrug wat, ek meen die deel, niemand het al ooit 'n druif se loot geëet nie. Ek weet nie of jy al dit probeer doen dit nie. Dis daai lekker korrel, die druiwekorrel is die ding wat jy pluk en jy eet hom en is sappig en is lekker. En dis waar ons smaak gee aan die wêreld. Dis in ons vrug wat mense lus word om Christene te wees. Dis in die vrug wat die vreugde en die vrede van geloof eintlik lê. As ek dink aan daai geleentheid wat ek deurgegaan het, daai eerste week se vrug van blydskap, oorweldigende vreugde, vrede, liefde, teenoor die vrugteloosheid en die doodsheid van om nie in hom te bly nie. En ek hoop vir jou en bid vir jou dat jy
dit in ontvangs kan neem, daarin kan bly en daaruit kan leef. Ek hoef nie eintlik baie oor die vrug te sê nie, want die vrug is net iets wat jy dra wanneer jy bly. Ek sluit af. Die Braai 3 Bon Kerk. Ek kon toe nou nie 'n diens van hulle gaan bywoon nie, ek sou graag wou. Die grootste toets of jy vrugte dra, is jou liefde vir mekaar. Ons Vader se hart is dat ons baie vrugte moet dra. Die enigste manier om dit te doen, is om sy liefde te vat, om in dit te bly, en om deur dit te leef.